In vandag se les gaan ons kyk na repeterende desimale breuke en hoe ons 'n repeterende desimale breuk as 'n gewone breuk kan skryf. En dit is die manier hoe ons bewys dat 'n repeterende desimale breuk wel 'n rasionale getal is. So kom ons kyk na ons eerste voorbeeldjie van 'n repeterende desimale breuk. As ons kyk na 'n repeterende desimale breuk, is dit 'n breuk wat 'n kolletjie op het, soos byvoorbeeld 0,6 met die kolletjie op. Dit beteken daai 6 herhaal tot in oneindigheid. So as ons dit uitskryf, dan is hy 0,66666 en die 6 hou aan tot in oneindigheid. Ons gaan nou sê, kyk, kom ons gestel dat hierdie 0,6 repeterend, dat x gelyk is aan 0,66666. Die plannetjie wat ek moet gaan maak, is om hierdie breuk so te skryf, sodat ek kan agterkom, dit is wel 'n gewone breuk en dat dit dan 'n rasionale getal is. As ek byvoorbeeld gaan kyk na 10x, dan gaan ek kry dat 10x is gelyk aan 6,66666 repeterend. Nou goed, as ek nou 10x het, dan kan ek nou x gaan aftrek van hom af, want dit is ons oogmerk. Ons wil hê, as ons nou hierdie aftrek van mekaar af, laat dit wat na die komma kom, al die desimale uitkanselleer. So as ons hierdie aftrek sommetjie doen, kan ons mos nou sien, al hierdie 6'e gaan uitkanselleer. Kan julle sien? So, ek het nou 10x minus 1x gee vir my 'n antwoord van 9x en 6 minus 0 gee vir my 'n antwoord van 6. En al hierdie getalletjies na my desimale komma het uitgekanselleer. Nou het ek 9x is gelyk aan 6, so ek kan gaan deel deur 9, wat ek links doen, moet ek regs doen, en as ek hom gaan skryf, kry ek x is gelyk aan 6 op 9. Maar onthou nou, ons moet altyd so ver as moontlik vereenvoudig, en ek kan ook nou sien 3 gaan in 6 in 2 keer en in 9 in 3 keer. Met ander woorde, ek kan sê 0,6 repeterend kan ons ook skryf as 2 op 3. Ons doen nog 'n voorbeeldjie, sodat julle mooi kan agterkom. As ons nou byvoorbeeld het 0,45 repeterend. Dit beteken dan nou, ek gaan sê x is gelyk aan 0,454545 en so hou die proses aan. So die plan wat ons wil maak is, ons wil hom vermenigvuldig met iets, sodat die herhaling daarna dieselfde is. So as ek sien, ek het 454545. So as ek hom met 100 gaan vermenigvuldig, dan kan ek sê 100x is gelyk aan 45,45445 en so hou my patroon mos nou aan. Ek het my xie. As ek x het, dan kan ek sê, maar x is 0,454545 en as ek hulle twee nou van mekaar aftrek, dan gaan ek weer eens sien dat al hierdie na die komma kanselleer met mekaar uit. Dan het ek 100 minus 1x gee vir my 99x en 45 minus 0 gee vir my 45. So, as ek nou x wil uitwerk, dan gaan ek deel deur 9, onthou 99. As ek nou x wil uitwerk, gaan ek deel deur 99, onthou wat ek links doen, moet ek regs doen. So, ek kry dat die 99 uitkanselleer, met ander woorde, ek sê x is gelyk aan 45 op 99. En onthou, ons moet vereenvoudig. So as ek
hierdie breek gaan vereenvoudig, dan kry ek my antwoord is 5/11. Ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. Ek het 2,18 repeterend. As ek nou kyk na 2,18 repeterend, dan kan ek mos nou sê, my x is gelyk aan 2,181818 en die patroontjie hou so aan. Nou kan ek weer sien, as ek mooi kyk, ek het nou 181818 wat herhaal. So ek wil hom gaan vermenigvuldig met iets, sodat die herhaling na die komma dieselfde gaan lyk. So weer eens gaan ek nou dink om hom met 100 te vermenigvuldig, want ek het 2 wat herhaal. So ek gaan sê 100 x is gelyk aan 218,181818 en die patroontjie hou so aan. Nou my xie het ek is steeds 2,181818. As ek hulle nou aftrek van mekaar af, dan gaan ek nou mooi sien dat al die na die komma kanseleer mos nou uit. 1 minus 1 is 0, 8 minus 8 is 0. So hulle kanseleer uit, ek het nou niks na die komma oor nie. 100x minus 1x gee weer vir my 99x. Ek het 8 minus 2 is 6, 1, 2. So ek het 216 aan my regterkant. Nou weer eens wil ek x alleen hê, so ek moet deel deur 99. Wat ek links doen, moet ek regs doen. So die twee kanseleer uit en ek kry my antwoord is x is gelyk aan 216/99. As ek dit wil vereenvoudig, onthou mos, ons skryf ons antwoord altyd in sy eenvoudigste vorm, dan kry ek x is gelyk aan 24/11. 24/11 is 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal, en dit beteken dit maak hom 'n rasionale getal. Ek kan hierdie x ook skryf as 'n gemengde getal, en dit is 2 en 2/11, en dit is ook deel van ons rasionale getalversameling. Ons kyk byvoorbeeld na die volgende voorbeeldjie, as ons het 0,028, en hy is nou ook repeterend. Met ander woorde, tussen die 0 en die 8 repeteer al 3 daai getalletjies. So ek het x is gelyk aan 0,028028028 en so hou my patroontjie aan. Nou moet ek mooi gaan kyk na watter plan ek hier kan maak, want ek wil hê, hy moet mos nou so wees dat die patroon na die komma gaan repeteer. So as ek nou kyk hoe my herhaling is van my getalletjies na my komma, dan sien ek hier's 028, 028, 028. As ek nou gaan maal met 1000x, met ander woorde, ek het nou 3 plekke na my desimale komma, dan gaan ek met 1000x vermenigvuldig. Dan word hierdie 28,028,028,028. As ek nou, want ek gaan nou mos nou nie die nulletjie neerskryf wat hier sou gestaan het nie. Ek kan daai 0 mos nou maar net laat wegval. Goed, so, as ek nou my x weer neerskryf saam met hom, dan kry ek dit is 0,028,028,028, so repeterend. Nou gaan ek weer my aftreksom doen. As ek aftrek, dan gaan ek sien, al hierdie aan die agterkant van die desimaal kanseleer mekaar uit, want 8 minus 8 is 0, daai kanseleer almal uit as ek hulle aftrek. So nou het ek
1000 minus 1x gee vir my 999x is gelyk aan 8 minus 0 is 8 en 2 minus 0 is 2 is 28. Ek wil x alleen hê, so wat moet ek doen? Ek gaan links deel deur 999, wat ek links doen, moet ek regs doen. Goed, so dan kanselleer hierdie 2 uit, en ek kry met ander woorde, x is gelyk aan 28 op 999. Ons moet net seker maak hoe hy vereenvoudig, en daar is geen eenvoudiger vorm vir hom nie, so dit is my finale antwoord. 'n laaste voorbeeldjie wat ek doen, rondom die herskryf van repeterende breuke na gewone breuke toe, om te bewys dat dit wel 'n rasionale getal is die voorbeeld 0,056 repeterend. As ons kyk na 0,056 repeterend, dan gaan ek nou hê dat my x gelyk is aan 0,0566666. So hou my patroontjie aan. Hier het ek nou 'n bietjie 'n ander patroontjie, so ek moet gaan kyk watter planne ek kan maak. In die eerste plek, as ek hom net vermenigvuldig met 100, as ek kyk waar my patroon begin, dan gaan ek hê 5,6666 repeterend. Maar nou moet ek 'n plan maak, want my ander een moet ook so wees, dat hy kan repeteer, so ek kan nie net x nou onder hom skryf nie, want dan het ek 0,05, en dan kan jy sien, hierdie kan mos nou glad nie uitkanselleer nie. So ek sal 'n ander plan moet maak. Die plan wat ek gaan maak, is om die 1 te kyk, dat ons met hom gaan vermenigvuldig, en die eerste een waarmee ek hom sal vermenigvuldig, vat net daai weg, die eerste enetjie waarmee ek hom sal vermenigvuldig, is met 1000. As ek kyk na 1000, dan gaan ek hê, ek het 3 plekkies na die komma, so 1000x gaan ek kry is 56,6666 repeterend. Nou my volgende enetjie gaan ek nou sien, maar as ek hom met 100 gaan vermenigvuldig, want dan gaan ek my desimaal kry, dat hy ook alle 6 na die komma is. So as ek hom met 100 gaan vermenigvuldig, dan gaan ek kry, hy is 5,6666 repeterend. Met ander woorde, as ek nou hulle 2 van mekaar aftrek, dan gaan ek sien, dit werk weer alles mooi uit, sodat my desimale komma almal uitkanselleer as ek aftrek. Nou het ek egter 1000x minus 100x, wat vir my 900x gee. Verder het ek nou 56 minus 5, wat vir my 51 gee. Ek wil graag x alleen hê, so wat ek moet doen, is ek moet deel deur die 900, wat ek links doen, moet ek regs doen. So hierdie 2 gaan uitkanselleer, en ek kry die antwoord dat x gelyk is aan 51 op 900. Dit is dan al die voorbeeldjies rondom die skryf van 'n repeterende breuk na 'n rasionale getal of 'n gewone breuk toe. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur al die sommetjies te doen, wat ek nou vir jou as huiswerk sommetjies gaan neerskryf. Geniet die oefening. Onthou, practice makes perfect.